wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Dit was 'n lekker middag in die groot bos, toe Mimi Muishond alleen rondloop. Mimi het stadig tussen die bossies en lang grasse geloop, want sy was hartseer, want sy het nie enige maatjies gehad nie. Elke dag het sy op en af in die bos geloop, maar elke keer as sy naby 'n ander diertjie kom, het hulle weggehardloop. Hoekom wil niemand met my maatjies wees nie? Tannie Monica het maatjies, hoekom het ek nie? Sê Mimi kwaad. Eendag besluit Mimi om uit te gaan en die ander diertjies te forceer om met haar maatjies te maak. Mimi loop en loop en loop en sien toe vir Bibi Buidelrot. Bibi probeer nog weghardloop, maar toe spring Mimi reg voor haar in. Wees my maatjie of ek spuit jou met my stinkmuis ontsproei, Sê Mimi en staan daar asof sy 'n groot beer is. Bibi Buidelrot kyk vir Mimi met sulke groot oë aan en begin huil. Asseblief moenie my spuit nie. Sy draai om en hardloop vinnig weg. Mimi staan verstom en verstaan glad nie wat nou gebeur nie. Sy skud haar kop en loop toe maar weer verder op en af op soek na nog maatjies. Dit het gevoel soos ure wat verbygaan, toe sy skielik in Skilly skilpad vasloop. wees my maatjie of ek spuit jou met my stinkmuis ontsproei. Sê Mimi en staan daar asof sy 'n renoster is. Mimi met daardie houding gaan jy nooit maatjies maak nie. Gebruik jou kop en nie jou stert nie. En net daar draai Skilly om en loop stadig weg. Wat bedoel die ou skilpad? Gebruik my kop en nie my stert nie. Dit maak nie eers sin nie. Sê Mimi en stap moedswillig verder. Dit het gevoel asof al die diere in die bos vir haar wegkruip. Kort voor lank kom sy op Willie Wasbeer af. Wees my maatjie of ek spuit jou met my stinkmuis ontsproei. Sê Mimi weer en verbeel haar sy so groot soos 'n olifant. Niemand wil met jou maatjies wees nie, Mimi. Jy kan nie iemand forceer om jou maatjie te wees nie. Sê Willie en hardloop weg. Oupa Uil hou Mimi Muishond se soektog na maatjies fyn dop van hoog in die bome. Met elke diertjie wat sy probeer forceer om 'n maatjie te wees, skud hy net sy kop. Hy besluit toe om 'n bietjie met haar te gaan praat. Hy vlieg af en gaan sit op 'n lae tak by haar. En as jy so bedroef lyk, Mimi, wat is fout? Vra oupa Uil en maak asof hy van niks weet nie. Ag, oupa Uil, niemand wil my maatjie wees nie. Nie Bibi Buidelrot nie, Skilly skilpad of Willie Wasbeer nie. Skilly het gesê ek moet my kop gebruik en nie my stert nie, maar ek het geen idee wat dit beteken nie. Weet oupa Uil dalk? Vra Mimi mismoedig. Vertel my eers, wat sê jy vir hulle? Vra oupa Uil. Mimi dink vir so 'n rukkie en raak skielik 'n bietjie skaam. Ek sê vir hulle, wees my maatjie of ek spuit jou met my stinkmuis ontsproei. Ai Mimi, dink jy dis die regte manier om maatjies te maak? Vra oupa Uil. Mimi laat sak haar kop en skud dit net skaam. Ek dink nie so nie, oupa Uil. Ek sal probeer beter wees. Dalk kry ek dan 'n maatjie. Sê Mimi met 'n klein glimlaggie. Mimi, jy het so 'n mooi hartjie. Jy hoef nie iemand te forceer om jou maatjie te wees nie. Ek dink dit is wat Skilly bedoel het. Gebruik jou kop en praat mooi met hulle. Moenie hulle dreig met jou muis ontsproei nie. Jou tannie Monica het ook haar kop gebruik om maatjies te maak en kyk hoeveel het sy. Mimi groet vir oupa Uil en stap verder op soek na diertjies om te kyk of sy nie dalk met oupa Uil se raad 'n maatjie kan maak nie. Toe hoor sy iets in die gras ritsel en sy wil dadelik sommer aanval. Kom stadig uit die bos of ek spuit jou met my stinkmuis ontsproei. Sê Mimi sommer as strand. As jy my spuit met jou sproei, gaan ek jou stik met my penne. Sê Isie Uistervarkie. Die twee diertjies kyk so half deur mekaar na mekaar en Mimi besluit toe om haar kop te gebruik. Wil jy my maatjie wees, Isie? Ek het nie maatjies nie, want ek het gesê ek gaan hulle spuit as hulle nie my maatjies wil wees nie. Hulle het almal weggehardloop. Sê Mimi hartseer. Ek het ook nie maatjies nie, Bibi. Sê Isie en laat sak haar koppie. Almal is bang vir my, omdat my penne so skerp is. Daarom wil niemand met my speel nie. Maar dan kan ons mos maatjies wees, Isie.
Ek is nie bang vir jou penne nie en jy's duidelik nie bang vir my muisontsproei nie. Sê Mimi opgewonde. En so het die twee in die stofpaadjie afgeloop na 'n oop stukkie veld en begin om 'n dennebal rond te skop. Hulle het so lekker gelag en gespeel dat die ander diertjies ook kom saam speel het. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.